vra Here, daar soveel aanvalle is teen die kerk die laaste tyd, veral in ons land. 'n bose aanval, Here, dat U sal ingryp, dat U engele sal stuur om ons te beskerm, om die bediening te beskerm. Daar's ook 'n aanval van voedselsekerheid in die land, wat ewe skielik teen die boere kom, Here. Ons kom ook in die naam van Jesus, ons spreek dit, ons ontbind dit, ons maak die werke van Satan heeltemal kragloos in Jesus naam. Ons gee vir U al die lof, al die eer, vra dat U hierdie diens sal vat en dat U die leiding sal bring. Ons bid dit in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Prys die Here, jy kan sit lekker in. Thank you. Alright, julle lekker man. Amen. Die Heer kon kouer maak. Jy moet 'n vuur aan die gang hier binne, is daar nie? Prys die Here daarvoor. Prys die Here, dit is so wonderlik. Geliefdes, ons sien dinge gebeur hierdie dae wat vir ons wys die laaste dae is. So baie dinge wat gebeur en dan begin mense vra. Ons sien dat mense terugkeer. Ons sien mense wat terugkeer na die Here toe wat afgedwaal het, weer begin om hulle Bybels te lees, wat weer besig is om die Here besig te raak. Kerke by te woon, daar's 'n absolute herlewing. Maar nooit vergeet jy so ruk terug is daar 'n pastoors, 'n dame wat gesê het, nee, die herlewing gaan eers later gebeur in die verdrukking. Ek hoop sy sien wat gaan aan in die wêreld. Maar die Here is nog nie klaar nie, die Here is nog besig, voor hy sy kerk kom al. Dis ook om hy talle om te kom. Hy talle, want hy wil hê nog meer en meer mense moet gered word. Hy wil nie hê ons moet deur moeilike tye gaan nie, dit is nie sy wil vir ons nie. En dis wat hier besig is om te gebeur. Herlewing in die wêreld, ons sien dinge gebeur. Sommige is as gevolg van sekere dinge wat gespreek is, ander gaan oor hulle gesien het. Dit is net dinge wat gebeur. Ons sien oorlog, ons sien gerugte van oorlog. Ons sien pestsiektes, iets van ons mense wat vanmôre 'n verskoning gemaak het omdat hulle nou weer 'n sekere siekte onderleer het, hoe langer as steek die ander aan. En ekskuus, ek wys nou maar so op daai ding, maar in elk geval dit maar die vyand sal aanvalle. Pestsiektes, aardbewings, gister weer 'n kwai aardbewing gewees, sekere dele van die wêreld. En nou is daar ook wat ook gesê word wat hongersnoode wat kom, en dis kom ek gebid het vanmôre, want daar's natuurlik miskien die regering 'n aanval op die boere wat voedsel miskien nie nodig is nie, wat hulle dit eenvoudig net nie meer inkoop en sê daar's 'n oorvloed. Mense wat hulle self in die voedselkette hulle weet dit nie. Dis die begin van hierdie tipe van dinge. Mense sien dit. Ons sien hoe mense terugkeer. Maar dan vra hulle die vraag, party is bekommerd. Ek het in my rug dalk op die Here gedraai, is ek nou verlore? Kan ek my redding verloor? Dis die vraag wat hulle vra. En dit Woensdag is die vraag ook gevra, waar jong man is en jammer hy se vanmôre nie hier, hy het weer teruggekom kerk toe, maar daar's seker 'n rede daarvoor, waar hy ook die vraag gevra het, maar wat van hierdie sonde, hierdie lastering teen die Heilige Gees? Is dit nie moontlik dat ek dit dalk per ongeluk gedoen het nie? En dis ook wat vanmôre ek vir vanmôre hierdie sekerheid gee, dat as jy in God se hand is, kan niemand jou daar uitruk nie. Dis hoekom my tema is weggegee of verloor. Verloor of weggegee is nie verloor nie. Maar die vraag is, kan jy iets weggee wat jy in die eerste plek eers gehad het nie? Goed, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die woord van die Here daaroor. Ek wil vir julle 'n bietjie lees hier uit Matteus 12. Matteus 12, en daar kom. Ek gaan weer lees hier van vers 22. En dit is hierdie godslastering van die Fariseërs. Ek wil net gou ook vir julle sê, vers 36 en 37 wat ek onder jou aandag bring. Ek wil vir jou sê, sit en wag voor jou mond, pas op voor jy sommer net dinge sê. As jy onseker is oor iets, dit lyk beter om te swyg, as om sommer net uitsprake te maak, as jy nie die kennis het nie, as jy nie weet waarvan jy praat nie, veral om agter ander mense aan te praat. As die Here iets aan jou openbaar, is 'n totale ander saak. Maar ons is so lief om agter ander mense aan te praat. Dis hoekom hy sê, maar ek sê vir julle, vers 36, ek sê vir julle dat van elke ydelle woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Onthou dit maar. Nou gaan ek gou vir julle lees hier van vers 22. Ek gaan 'n stukkie vir stukkie vat, want ek wil iets aan jou verduidelik vanmôre. Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was na hom gebring, en hy het hom gesond gemaak sodat die blinde en die stomme kon praat en sien. Nou in die proses van genesing uit die aard van die saak het hy nou die duiwel ons uitgedryf ook, né?
Vers 23, en die menigte was verbaas en het gesê, is hy nie miskien die seun van Dawid nie? Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle, hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie. Wat hulle nou eintlik sê is die duiwel dryf sy eie duiwels uit. En ek kon nie help om te dink nie, want ons vra, maar kan ons dit ook doen? Maar jy weet wat hy eintlik sê, die duiwel dryf sy eie duiwels uit. En ongelukkig kry jy dit. Ons is nou 'n lewendige kerk, maar ons toelaat, ons het gesien, ons gesing dit ook, hoe die gees van die Here oorneem, en baie mense met hulle koordanse en so aan, en so prys die Here daarvoor, en so wonderlik is die gees van die Here ervaar. Maar daar is kerke wat dit doen nie, daar is kerke wat ongelukkig as hulle sien hoe die gees van die Here werk, dan kom hulle onmiddellik as hulle, wat gaan hier aan? Nee. Wat gaan hier aan? En as ons die kragte van die Heilige Gees, as ons die Heilige Gees deur ons laat werk en mense genees en die goed gebeur, dan is daar sommige wat sê hulle? En dan kom hulle sommer met 'n dinge soos 'n Kundalini Gees, as ek dit goed uit, hulle gee sommer name en die goed het gebeur. Hulle dink nie wat hulle sê nie, want wie is die een wat dit doen? Hoe durf jy die Heilige Gees van God aan 'n naam gee, iets anders doen? Of hulle kom en sê nee. Want kyk wat het gebeur. Die helfte van hulle, die mense het gegaan en gesê, is hy nie dalk die belofte nie? Mense wat honger is vir die Here, hulle sien die ding, is hy nie dalk die beloofde seun van Dawid nie? Is hy nie die een wat moes gekom het waarvoor ons so lank al wag nie? Maar hulle wat al so verstrengel was in hulle godsdienst, die Fariseërs, kom onmiddellik en hulle wil hom lei. Hulle sê nee man, dit is die duiwel wat sy eie duiwels uitdryf. En ongelukkig sien ek dit met kerke ook gebeur. Wat gaan as ons die Here Jesus doen, die Here Jesus, dan sê hulle, hulle aanbid Baal. Wat is hulle besig om te doen? Of as jy Sondag kerk dan sê hulle, nie, hulle aanbid die Songod. Gevaarlik wat ons met ons woorde spreek. Want ons weet nie ons wat doen. Nee, ons weet ons. Die reddende Here Jesus Christus wat in die kruis vir my en jou sonde gesterf het, die seun van die Skepper God, die enigste God wat daar is. Ons is versigtig wees wat ons sê, maar kom ons luister gou verder. Maar dis wat hierdie manne gedoen het, hierdie Fariseërs. Vers 25, maar Jesus sê, het hulle gedagtes geken en hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeel. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? Dis ook wel 'n goeie vraag. Dan oor hulle die argument wat nie eintlik gronde het nie, want eintlik sê die duiwel dryf sy eie duiwels uit. Hoe sal hy dit dan nou doen, hè? 'n huis wat teen homself verdeeld is, kyk hoe gou hoe val hy gesin uitmekaar uit. 'n kerk wat verdeeld is, kyk gou hoe skeur so 'n kerk as hy teen homself verdeeld is. Kyk 'n regering wat teen homself verdeeld is, wat nou by ons regering in die gang is. Omdat hulle kwaad is vir 'n sekere groep mense, omdat nie reg gekry het wil bou nie, nou kom hulle met 'n ander plannetjie om daardie mense seer te maak, sonder besef hulle is besig om hulle self seer te maak, om hulle eie nasie, hulle eie volk seer te maak. Regering of enigiets wat teen homself verdeel is, nou, hoe sal die duiwel, hoe dom kan dit nou wees, dat jy jou eie duiwels uitdryf, sê die Here. Maar nou kom die Here, nou gaat hy die gooi met 'n bal, eintlik met 'n harde klip. Hy sê hier, vers 27, en as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hy julle regters wees. Wat hy hier bedoel is, as hy praat van julle seuns, dan praat hy van die disippels. Jesus het disippels gehad, Johannes het Doper het disippels gehad, die apostels het disippels gehad. Ek het die disippels van die Here hier by my, nee. En net so die Fariseërs, met ander woorde, disippels is volgelinge. Mense, die een is die leermeester en die ander is die volgelinge. En die disippels van die Fariseërs het ook geklein dat hulle duiwels uitdryf. Hulle sê, maar as ek het dan nou doen deur die Satan, deur wie dryf julle disippels dan die duiwel? Met ander woorde, hulle gaan julle oordeel. Deur dit dan te doen, dan oordeel hulle julle mos as duiwels aanbidders, is dit nie anders nie. Dis wat hy vir hulle sê. Hy sê, ja, hier kan ook my mikrofoon af. Miskien moet ek die bron oplos. Hy sê in vers 28, maar as ek deur die gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Hy sê met ander woorde, hy sê ek wil dit doen.
Dis die Gees van God wat dit doen deur my. Daar is iemand anders wat dit doen, maar dis nie die duiwel nie. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof as hy eers die sterk man gedooi het nie, en dan sal hy sy eie huis beroof? Met ander woorde, wie is die sterk man? Die sterk man hier is die Satan self. Hierdie huis, hierdie duiwelbesete man, het behoort aan Satan. Ons is veronderstel om die huis van God te wees. Ons is veronderstel om die tempel te wees, nee, van die Here. En daarom laat ons die Heilige Gees, sy Heilige Gees toe om ons te woon. Dis hoekom ek sê, as jy waarlik 'n kind is van die Here, die Gees van God woon in jou, dan kan jy nie duiwelbesete raak. Maar as jy duiwelbesete is, dan behoort jy aan Satan. Jy is die huis van Satan en sy geeste woon in jou. En hoe sal hy nou toelaat dat jy sy huis beroof? Behalwe as hy gebind word deur iemand wat sterker is, deur die Gees van God. Dis wat die Here sê. Die Gees van God bind Satan sodat ek kan kom en die duiwels uitdryf. Hy sê, hy wat nie met my is, steun my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Jo, en ek het dit gesien, hoorie, ek sê weer wat ek nog altyd gesê het, wat ek nou al kan sê, en ek gaan byhou tot jy die boodskap kry. Die 10 maagde het uitgegaan om die bruidegom te ontmoet, hulle het 'n datum en 'n tyd gehad, hulle het 'n dag en 'n uur gehad. Moenie dat daai ding jou mislei nie. Die dag en die uur wat ons nie weet nie, is die werklike koms van Jesus, daar die middernag wat hy wel gekom het. En nou is daar baie ouens wat kom en praat van valse profete en die en daai, in plaas van dat hulle nou die geleentheid gebruik het om die werk van die Here voort te sit en mense na die Here toe te lei, kom hulle en hulle verstrooi mense deur sekere pastore te maak as valse profete. Hulle is om te verstrooi. Hulle is die ware valse profete. En ek gaan weer vir jou sê, 'n ware profeet is een wat die werk van die Here doen, wat die werk van die Here bevorder. Die een wat die werk van die Here verstrooi en vernietig, al gebeur dit wat hy geprofeteer het, is hy 'n valse profeet. Jy kan dit na huis toe vat. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die vrug wat hy dra. Daar's manne wat ek moes vergewe, ek moet vergewe, maar glo vir my, ek sal nooit weer na 'n prediking luister nie, want ek het, so sê hulle was goed 'n bietjie uitgehang in die laaste tyd. Hulle besig om te verstrooi. Die Here sê in Markus 9, toe die disippels gaan en daardie man verbied, wat ook duiwels uitgedryf het, wat ook die woord van die Here verkondig het, maar wat nie deel was van die apostels nie. Hulle het verbied, wat het Jesus van gesê? Hy het gesê, nee, moet hom nie verbied nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. Hy is besig met die werk van die Here. Hy wat nie met my is, steun my, en hy wat nie saam met my versamel nie, hy verstrooi. En dis eintlik wat hy sê vir die Fariseërs, hulle is besig om te verstrooi. Hulle is besig om nie die werk van die Here raak te sien nie. Hulle is besig om vas te hou in hulle godsdiens. Vers 31, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie. In hierdie eeu nie, en ook nie in die toekomende nie. En hier kom die vraag wat mense my vra, nou hoe is dit dan? Julle sê, die God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is die drie in een God, hulle is gelyk, maar julle sê nou vir my, ons mag laster teen Jesus, maar ons mag nie laster teen die Heilige Gees nie. Staan dit in die Bybel? Dis nie wat daar staan nie. Net so dat mense oor daai tyd gekom het met die tyd wat die Here kom sê, nie eers Jesus weet nie, sê dit staan nêrens in die Bybel nie, daar staan nêrens dat nie eers Jesus weet nie, daar sê die Seun van die mens weet nie. Ja, maar is Jesus, ja, maar ek onthou, hy was in 'n spesifieke toestand. Hy was die seun van die mens, 'n seun wat gebore is uit 'n vrou. Hy het gewone mens geword vir my en vir jou, sodat hy hierdie pad kon loop vir my en vir jou, sodat hy die kruis kon sterf vir my en vir jou. Daarom het hy nie in die raadsbesluit gedeel nie, maar as Jesus Christus, die opgestane Jesus, weet hy, en dieselfde hier, het hy geloop as die seun van die mens. Daarom kon hy nie sy eie wonderwerke doen nie. Daarom het hy die Gees van God nodig gehad, wat deur hom die wonderwerke gedoen het. Hy was hier as die seun van die mens. Met ander woorde, as mens kan jy maar laster teen my.
Maar jy mag nie laster teen Jesus nie, jy mag nie laster teen die Heilige Gees nie, jy mag nie laster teen God nie, dit sal jou nie vergewe word nie. En wat is laster? Maar mense praat baie, ja, maar daai ou laster so baie, daai ou laster so baie, ons het nou 'n naam gekoppel, om die Here se naam eintlik of te misbruik, noem ons nou laster, maar dit is eintlik om die Here se naam, to use his name in vain. Laster is om hom te noem die duiwel, dis laster. Jy gee hom 'n titel, jy sê hy is die duiwel. En dis nie so maklik om te doen nie, dis nie onmoontlik nie. Maar wat nou van hierdie fariseërs en hierdie skrifgeleerdes? Wat nou van daai mense wat ware kerke van die Here daar Satans kerke noem? My vraag is, kan hulle iets verloor wat hulle nog nie gehad het nie? Hulle het nog nie by die Here uitgekom nie. Hulle het nog nie, ek glo Jesus het bedoel, hulle wat alreeds die maak en so, het nog nie by Jesus aangekom nie, want hy sê, jy al ontmoeting met Jesus gehad, ek vraag nie, glo jy in Jesus nie, ek vraag nie, lees jy jou Bybel nie, ek vraag nie, bid jy nie, ek vraag, het jy al 'n ontmoeting met Jesus gehad? En dis waar Hebreërs 6 vers 4 tot 6 so mooi inkom. Hy verduidelik dit vir my eintlik baie mooi. Ek wil weer vir jou sê, Johannes 10 vers 28 sê, niemand kan jou uit die hand van die Here uitruk nie. Niemand. Gaan maar die boek Hebreërs toe. Ek wil daar lees net 'n paar verse, Hebreërs 6 vanaf vers 4. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe versmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulself die seun van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou wie is hierdie? Nou hier mooi luister aan wat sy eienskappe hierdie persoon eers moet voldoen. Nou hierdie afvallig geword, dit beteken nie ek het nou sonde verval wat ook al die nuwe lewende vertaling of die nuwe lewende vertaling vertaal het eintlik vir my mooi. Hy sê jou rug op die Here. As jy al hierdie goed het en jy keer jou rug op die Here, en as jy jou rug op iemand keer, skei jy van daai persoon. Is dit nie so nie? Beteken eintlik om met daai persoon niks meer te doen nie. Met ander woorde, dis iets wat jy verloor het, dis mos iets wat jy weggee. Maar nou wil ek jou vra, is dit maklik om dit weg te gee? Kom ons lees dit. Of ek het dit gelees, maar kom ek spel dit vir jou uit, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het. Met ander woorde, jy moet besef, die wet is onvoldoende. Jy moet besef, ek het 'n redder nodig. Dis die eerste punt. Die tweede is die hemelse gawe gesmaak het. Met ander woorde, jy het Jesus Christus aangeneem en aanvaar as jou redder en jou verlosser, né? Die derde is die Heilige Gees deelagtig geword het. As gevolg van hierdie het die Gees van die Here op daardie Pinksterdag het hy op die wêreld uitgestort, is wat die kerk begin. Met ander woorde, jy deel geword van die kerk, né? Met ander woorde, jy glo, jy het hom aanvaar en jy deel geword van die kerk. Die vierde is die goeie woord van God gesmaak het. Met ander woorde, jy het 'n bietjie die woord van die Here begin bestudeer, jy het 'n bietjie begin hoor die woord van die Here, jy aanvaar hierdie woord van as die woord van God. En nou wil ek gou by die woord van God kom. Ek wil vir jou sê, die woord van God, hierdie woord, vir hom wat nog nie ontmoeting met Jesus gehad het nie, is dit net 'n klomp woorde in 'n boek. Jy gaan dingetjies raak lees, jy gaan een versie lees of 'n stukkie lees, of jy gaan hoor iemand sê, dan lees jy, dan sê, o, dit is so, dan groei jy die persoon. Dit waar ons praat van die logos woord, dis nie geskrewe woord, hierdie Bybel is 'n logos woord. As jy nie ontmoeting met Jesus gehad het nie, dan is so goed, jy lees hy boeke van Shakespeare, en jy verstaan jy eintlik reg wat jy lees, of in elk geval nie ek nie, miskien is jy nou stil. Maar kyk, vir my was dit Grieks gewees, daai goed, nee. Maar wanneer jy 'n verhouding het met die skrywer, jy ken die persoon se hart en die persoon se gedagtes, dan praat ons van die Rema woord, dan word hierdie boek vir jou oop, dan word dit vir jou lewendig. Jy moet dit deelagtig geword het. Ek verduidelik dit altyd, ek sê dit soos Anne-Marie wat haar hart uitpraat, maar nou praat sy, skryf 'n ding, maar dit is snaakse goed wat sy skryf. Nou kom jy hierdie met al sy wonderlike grade en hy kom lê haar woorde uit en sê dis wat sy bedoel het. Maar hy ken haar nie. En nou kom ou Franswytjie. Ou dom Franswytjie en sê nee, wat sy eintlik op dit is reg, is 'n onwissel man. Hy het nie al my kennis en sê hey, ek is getroud met haar, ek ken haar. Dit het ek nie verstaan nie, vertel sy vir my, sy sit langs my terwyl ek haar woorde lees. Dis 'n Rema woord. So dit is ook, jy moet hierdie woord van die Here deelagtig geword het. Dit moet vir jou 'n lewendige woord gewees het. Dit moet vir jou die absolute waarheid wees, nie net 'n klomp woordjies nie. En dan die vierde is
Die werking van die Heilige Gees, met ander woorde, en dis wat baie mense nog eers by uitgekom het, nie selfs predikante. En dis die werking van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 12, wanneer mense in tale praat, uitleg van tale. Woord van kennis, woord van wysheid beleef. Dis wanneer jy die ontmoeting met Jesus het. Wanneer jy nie meer net groot iets wat jy sien, en wat die ander mense sien, maar wanneer jy groot iets wat jy lewe, iets wat jy ervaar, iets wat in jou is, dan kan mense nie vir jou iets vertel nie. As jy al hierdie goed beleef, en jy draai jou rug op die Here, dan is jy verlore. Ek weet nie van 'n mens wat al daai goed beleef wat dit kan doen nie. Ek wil vir jou sê, ek kan nie sien dat 'n mens dit sal lewe nie. Ja, jy kan dalk afdwaal, ja, jy kan bietjie wegraak. Ja, jy kan bietjie lou raak, wat ook al. Maar ek kan nie sien as jy alweer al daai goed is, dat jy ooit jou rug op Jesus sal draai nie. Maar as jy dit dan doen, dan wil ek vir jou sê, dan verdien jy dan om na verlore te gaan. Want ek wil jy sê, jy het dan 'n krag en 'n mag wat ek nie het nie. Of die Satan is so kragtig, jy kan dit glo nie. So die antwoord is nee. Maar wat nou van as ek afgedwaal het? Wat nou van? Want dit is die probleem met mense. Ons het nou 'n paar mense hier wat nou al teruggekom het, mense wat ek sê altyd ek het hier 'n verlore muntstuk, ek het 'n verlore skaap en ek het 'n verlore seun in hierdie gemeente. At least one of each. Yes. Lukas 15. Ons het so rukkie terug toe ons hierdie gemeente oorgevat het. Daar nou ongelukkig ongemaklikhede gewees met pastore wat so 'n bietjie kopstamp met mekaar en allerlei goedjies wat gebeur het en mense wat onseker was en raak hulle weg. Dis die verlore muntstukke. En ek het met pastoor Andriet gegaan en ons gegaan van huis tot huis en mense te soek. Ons het gaan soek, sommige teruggekom. Ons het vir muntstukke ons in die huis uitgevee en ons het hulle ontdek en hulle teruggekom en ons is verheug en ons is so bly daaroor. En dan is daar die verlore skape, wat ons ook gaan besoek het en gaan sien en ons dit nie so maklik oortuig nie. En dan kom die Here en hy kom tree in en hy kom tussen en hy kom haal sy skapie. En weet wat doen hy baie keer? Hy breek daai been van die skapie. Klink verskriklik. Hy breek die skapie se been, sodat die skapie nie meer gaan wegloop nie. Maar wat doen hy? Los die skaap nie met die gebreekte been nie. Hy tel die skaap op en sit hom op haar of hom op sy nek en dra hom terug huis toe. Ons is so ook al hier in hierdie kerk, waar die Here bietjie moet intree en laat dinge wat minder lekker is moet gebeur, waar hy daai skapie gaan haal en haar been of sy been breek en hom terugdra kerk toe. Ons het dit in hierdie gemeente. Hoekom doen die Here dit? En die gemeente, sy skud haar kop, en sy weet wat hy vra, prys die Here. Maar daar is geen woord hierdie, want die woord van die Here sê die engele juig oor daardie muntstuk, die engele juig oor daardie skapie. En dan is die verlore seun. En dis die een wat jy uitlos. Dis die een wat jy rustig los van die Here werk met hom. Laat hy maar sy geldjies uitlewe, dat hy die wêreld lewe, want dit is 'n keuse wat daai persoon maak. Ek wil die wêreld lewe, ek wil in die wêreld lewe. Maar uiteindelik beland hy tussen die varke. En hy wens om van die semels te eet. En hy besef, ek wil teruggaan na my vader se huis. En hy draai om en hy sê, ek sal soos 'n diensknegt in my pa se huis wees. Ek sal 'n diensknegt wees in my pa se huis, want ek het 'n dak oor my kop het en kos om te eet. Maar sy pa het hom nog nooit gelos nie. Ek wil vir jou sê, die Here het hom nog nooit gelos of geraak nie. Nog nooit nie. Gewag dat daai persoon se omstandighede sou sê, nee, wat dit was beter in die vader se huis en terugkom. Maar wat doen die vader? Hy sien hom al van ver af, want hy loop altyd die pad op. En hy sit 'n nuwe ring in die vinger, 'n nuwe skoene aan die voete, en 'n nuwe mantel, en die vetgemaakte kalf word geslag. O, Jesus. En almal juig. En die engele juig, en hierdie pastoor juig. En dan voel hierdie pastoor dat hy keer down in 'n dans van, dan deel hy dit met 'n mede-pastoor of 'n boetie van hom, en dan is hy nog nie so opgewonde nie. Want hy is net bekommerd oor sy kerk. Dit maak hom dink so moedeloos, maar nou ja, ten minste die Here juig saam met my. En saam met u. En die engele juig. Oor daardie wat ek wil sê hoekom, want die Here daai persoon nog nooit gelos het. Hy het nog nooit die minste gelos, hy het nog nooit die skaap gelos, hy het nog nooit daai seun gelos nie. Hy wag net tot hulle terugkom. Amen. Jy kan nie uit sy hand uitgeruk word nie. Jy kan nie. Dis 'n keuse wat jy maak, en as jy waarlik 'n kind is van die Here, dan gaan jy nie daai keuse maak. You'll never do it. Ja, jy kan ook 'n bietjie wegraak, jy kan ook so 'n bietjie afdwaal. But you will come back. Yes. En die Here wag daar vir jou.
en die huis wag vir jou, en die familie wag vir jou. Ja, die ouer broer van die verlore seun is 'n bietjie ongelukkig, maar dit word nie vir hom gedoen, maar wat word vir hom gesê, jy was nog altyd hier. So as jy nie 'n boei maak oor jou nie, as dit daarom dat jy nog altyd in die huis van die Here is, en dit beteken nie omdat daar minder vir jou omgegee word as vir die ander nie. Dis hoekom ek 'n punt daarvan maak, ek en pastoor Andrie, ons maak 'n punt daarvan, om nie, ons het nou klomp kinders in die familie, ons kan dit nie anders nie, ons moet hulle nou anders hanteer, nee. Want hulle is nou familie. Ons probeer om die mense uit te lig en baadjies te maak net 'n sekere gemeentelede nie, want dan voel jy gou as jy nog net belangrik is dit nie so nie. Dis ook ek nou maar deel dinge met ander pastore en so, jy weet, hulle moet nou maar my vriende wees. Hoewel hulle, so ek sê, hulle is altyd so opgewonde soos wat die huis van die Here is, en prys die Here daarvoor. Maar ek wil vir jou sê, die antwoord is, jy kan nie, as jy, luister mooi, jy kan nie verloor wat jy reeds het nie. Maar die belangrikste is om uit te kom, om gered te word. Dis die belangrikste, om ten minste daar uit te kom, en sê, Here, hier is ek. Ek wil al hierdie dinge deelagtig word, en dit vat tyd. Maar wees net rustig, die Here sal jou nie los nie. En die Here vra vir jou net 2 dinge. Romeine 12, gaan ek gou vir jou lees, Romeine 12, dit is nie 'n voorwaarde nie, maar hy vra dit uit liefde. Hy vra, ek vermaan julle dan broeders vir die Here. En dit beteken dat ons van al die sondes nie sal toelaat dat die Gees jou sal vernuwe, jou gemoed sal verander, sodat jy die welgevalle volmaakte wil van God kan ken. Dit is waar, ek dink is Jeremia 31, en dan ook in Hebreërs word dit herhaal, wat sê, dat wanneer jy die Here ontvang het, werklik vir Jesus ontvang het, dan gee hy sy wet in jou hart. So jy moet jou liggaam gee as woning, en jy moet jou siel, jou gees toelaat, dat die Gees van God hom verander, sodat hy vir jou in jou gees kan sê, wat sy ware wil is. En as jy gehoorsaam daarin is, dan loop jy die pad van heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal ken nie. Ons sal sien. Prys die Here. Prys die Here. Kom ons lê oor. Hemelse Vader, vir baie dankie sê hierdie kort boodskap hier vanmôre, maar dat ons hierdie sekerheid kan hê, dat ons die kinders is, en dat die kinders nooit los nie. Dat wanneer die vriendelik moet wees, vriendelik is, wanneer die strenger moet wees, strenger sal wees, wanneer jy wil hê, ons moet dalk eers 'n bietjie pyn verduur, dan doen ons dit, maar dit is liefde uit. Niks gebeur, sonder dat daar 'n goeie doel aan die einde is. Ons loof U, ons prys, ons dankie daarvoor. Ons kom dan ook nou weer, en vra Here, vergewe ons sondes soos ons gesin het vanmôre. Ons kom maak U die oorwinnaars, soos wat ons die oorwinningslied gesing het vanmôre, Here. En ons dankie dat U die vuur kom aansteek het, soos wat ons ook gesing het. Daar's 'n vuur hier binne my. Ek vra Here dat hierdie 3 dinge elkeen hier sal tref. Elke persoon. Dat elkeen hier sal uitgaan, ons sê altyd, kom soos jy is. Maar ek vra dat niemand dieselfde hier sal uitgaan. Dat hulle opgewerk, verkoop hier sal uitgaan. Die Gees van God deelagtig word. Die Heilige Gees deelagtig gaan word, en sal voel en beleef hoe die Gees van God oor elkeen werk. En ek vra Here dat U verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Prys die Here.